Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte studie uit God se woord uit doen. Ons gaan voort met ons studies om die profesieë in die Bybel beter te kan verstaan. En vandag gaan ons na twee geskiedkundige verhale kyk, die een in die Ou Testament en die een in die Nuwe Testament, en dit probeer deurtrek dat ons nie bang moet word hoe nader die koms van die Here kom nie, maar dat ons selfdissipline sal hê, vertroue sal hê, en sal weet dat die een wat ons liefhet, ons deur hierdie situasie ook sal lei. Vandag saam met my in die ateljee om hierdie Bybelstudie te doen, Ronay Firstenberg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiemôre Ronay, dit is goed om jou weer in die ateljee te hê terwyl ons saam kan studeer uit God se woord uit en waar ons voortgaan met ons studies om profesieë beter te verstaan. In ons vorige studie het ons gekyk na van die bekende verhale wat ons in die Bybel kry en vandag gaan ons weer kyk na twee ander gedeeltes wat vir ons bietjie meer lig werp op profesieë en om dit beter te kan verstaan. En ons is baie bly dat u vandag weer saam met ons is. Kom ons buig ons hoofde saam voordat ons met vandag se studie begin. Vader in die hemel, baie dankie dat ons u woord kan oopmaak en dat u met ons kan praat. Ons bid Vader en vra dat u vir ons insig uit u woord uit sal gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, ons teksvers vir die dag vind ons in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis 'n baie interessante teksvers, né? Ja, veral as ons nou 'n bietjie gesels oor profesieë. Jy weet, veral as ons dink aan profesieë, dan dink ons dadelik aan eindtyd gebeure, wat op die aarde gaan gebeur voor die Here weer kom, want dit is tog nou in die era waarin ons nou leef, nie waar nie? Ja. Die enigste profesie wat nog nie vervul is nie, is die wederkoms van Jesus Christus. Dis wat moet plaasvind. So ons moet hierdie omstandighede rondom die eindtyd gebeure moet ons kan verstaan en 'n begrip voor hê. Nou ek het nou so ruk terug 'n vreeslike interessante kommentaar gelees van 'n skrywer wat gesê het dat jou kennis van die eindtyd gebeure is nie veronderstel om jou so bang te maak dat jy 'n bomskuiling in jou agterplaas bou nie, maar dit is veronderstel om jou so opgewonde te maak dat jy jou etenstafel vergroot om meer mense te nooi om vriende te word van jou, deel te word van jou, dat jy hierdie goed kan bespreek. Dit is vir my wat hierdie teksvers beteken. Met ander woorde, ons moet seker maak dat hoe nader ons aan die wederkoms van Christus kom, dat die wêreldgebeure wat plaasvind, dat dit ons nie bang maak nie, maar dat ons, soos die teksvers sê, ons moet 'n gees hê van krag, liefde en selfbeheersing. So met ander woorde, ons moet weet waar ons krag lê. Ons moet weet wie is die een wat ons liefhet en daai liefde moet ons teenoor ander uitleef. En dan, alhoewel jy bang wil begin raak en skrikkerig raak as die ekonomie en die wêreldmoondhede het oorlog teen mekaar verklaar, moet jy selfbeheersing toepas. En bly by die Here en dit wat hy jou geleer het. Nou, 'n vinnige agtergrond om in hierdie week se studie in te gaan ons na 'n baie bekende storie, verhaal, geskiedenis, moet ek dit so stel. Want baie keer sien ons hierdie dinge as stories, Ja, en ons vertel dit vir kinders, en dit bly 'n kinderstorie. Maar ons gaan na die boek van Daniël, hoofstuk 3 toe, en dit is die verhaal of die geskiedenis van Sadrag, Mesach en Abednego, die 3 jong manne. Nou, net so om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee. Hoofstuk 2, wat voor hoofstuk 3 kom, is die geskiedenis van Nebukadneser wat 'n droom gehad het. Die droom wat hy gehad het, wat hy nie kon verklaar het nie, ons ken die hele situasie daarmee. Daniël is uiteindelik gekry, hy het gebid saam met sy 3 vriende, en die Here het dit aan hom geopenbaar, en hy het hierdie verhaal van Daniël hoofstuk 2, of hierdie
uitleg van die hele van die droom ja. het hy aan die koning gegee. Nou ons weet dat dit het gewys daarop, hy het 'n beeld gesien met 'n kop van goud wat Nebukadneser self voorgestel het, Correct. dan 'n koninkryk van silwer wat die borskas is met die twee arms wat minder waardig is teenoor die eerste koninkryk. En Maar ons weet wat 'n duidelike aanleiding was dat die kop van goud tot 'n einde dit sal sal kom kom, dis hy. en dat 'n nuwe koninkryk sal kom en so het die beeld gewys op die geskiedenis en al wat Nebukadneser in sy kop gehad het is maar ek wil stop. my koninkryk gaan tot 'n einde kom en hier gaan iemand my oorvat en iemand gaan weer hulle oorvat Ja. en ek dink aan die begin het dit hom nou vreeslik gewauw dat hierdie jong man die vermoë gehad het om die droom vir hom te vertel en te verklaar Sonder dat hy vir hom gesê het wat die dit was. droom was, maar nou die tyd verloop en nou het Nebukadneser so 'n bietjie begin ongelukkig Ja. geraak met die idee van maar my koninkryk gaan tot 'n einde kom. Ja, so laat ons net gou die storie klaarmaak daarso, want jy's 100% reg. So met ander woorde, dit sit in sy agterkop en dinge is besig om te maal en as dinge in jou agterkop besig om te maal, dan begin jy met jouself te redeneer. Na hierdie koninkryk van silwer is dit die een van brons en daarna is dit die volgende een van die bene van yster. En ons weet dat in die geskiedenis was dit Babylon, Medo-Persië, Griekeland, Rome en dan ewe skielik is ons by die voete van yster en klei met die opbreek van die Romeinse ryk wat opgebreek het en dat die baie belangrike woorde dat die yster en klei nie met mekaar sal meng nie, met ander woorde dat daar nie vermenging sal wees en dat daar weer 'n groot wêreldmoondheid sal ontstaan. Daar sal nie weer een wêreld en baie keer dink ons dit is waar hierdie profesie geëindig het. Nee. Daar's 'n belangrike ene wat 'n stukkie wat nog uitgelaat is daar. En die rots wat losgeraak het sonder toedoen van menshande wat hierdie beeld waar getref het by die voete. Van Met ander woorde yster dit en klei. dui op die tyd. En dat hierdie rots wat hom getref het die hele aarde gevul en dit het 'n ewige koninkryk geword wat dan wys op Christus se koninkryk en hiermee het Nebukadneser 'n groot probleem gehad soos die tyd verloop het. En nou kom ons by hoofstuk 3. En dit is vir ons nou hier 'n probleem want nou sê hy nee, ek gaan nou dinge in my eie hande neem. En ekskuus tog. Dis vir my natuurlik 'n verskriklike komiese situasie dat hy nou gaan en die beeld wat hy in sy droom kan onthou, gaan herskep. Ja. In plek daarvan het dit net 'n kop van goud het gaan herskep by 'n totale goue beeld. Dis so half 'n tantrum van 'n stout kind, ekskuus Ja. of 'n kan ek dit nou maar amper sê, 'n tantrum van 'n rebel, jy weet. Ja. Ek sal vir ewig my koninkryk Laat hou en ek sien julle wys. Ek sal sommer nog 'n beeld maak wat sê ek ignoreer die Here se manier hoe hy sê hierdie geskiedenis gaan plaasvind. Ek gaan my eie ding doen. Hy maak hierdie groot beeld van goud en nou dring hy daarop aan dat almal voor hom moet Is dit nie kniel maar ook hoe ons baie keer optree nie? Ons bid en die Here gee vir ons 'n antwoord en dis hoe die antwoord is en dis wonderlik. Hoe ons bly is hoe die antwoord is, maar na verloop van tyd dan is nou nie heeltemal wat ons nou dan wil wil gehad ons het hierdie nie. plan so 'n bietjie, hoe praat hulle in vandag se taal, so 'n bietjie tweak. Dat hy so 'n bietjie anders lyk. So ek wil hê ons moet na Daniël hoofstuk 3 toe gaan en dan moet ons daar so 'n paar verse lees. Die hele stuk is vir ons opgeteken in hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Nou baie van daai gedeeltes en ek wil amper hê ons moet daai gedeeltes oorslaan wat elke keer praat van al die musiekinstrumente wat gespeel is, want dit mors vir ons verskriklik tyd. Maar jy kan dit wel by die huis lees, Daniël 3 vers 1 tot 12. Ons gaan net sekere verse daai uit lees. Kom ons lees vers 1, 4, 6 tot 8 en dan vers 12. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el en hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie van Babel. Ja, en dan sit hulle het opdrag gekry as daar musiek speel, dan moet hulle Neerval en dan bid. Vers 6. En hy Vers 4, ekskuus vers tog. 4. En die uitroeper het hardop geroep: Julle word aangesê oor volke en nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van al daai instrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van al hierdie instrumente hoor, neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het.
Op grond daarvan het tegelykertyd Galdeese manne nader gekom en die Jode aangekla. Daarop het hulle met koning Nebukadnesar gespreek en gesê, mag die koning ewig lewe. U o koning het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, die fluit, die sitar, die harp en allerlei musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie van Babel aangestel het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het aanbid hulle nie. So, hier kry ons hier die agtergrond. Ek gaan vir almal wys. En ek gaan vir my, want onthou, hy nooi nou al die, in Afrikaans, al die wies. Die hoes. Ja, al die belangrike mense, en ons kan dit in ons tyd beskryf as al die ministers, en al die premiers, en al die raadslede van die parlement, en hy nooi almal uit. En hy sê vir hulle, vir in geval julle dalk ook daaraan dink om saam te smee met iemand anders, om my regering omver te werp, julle gaan vir my neerkniel, en as julle dit nie doen nie, dan gaan ek sommer nou hier van julle ontslaa raak, dat dit nie kan gebeur nie. So hy wil sommer klare voorsorgie tref, dat sy koninkryk langer kan bly as wat daar voorgestel is. So dit is die lank en die kort wat ons daar kry. Maar dit praat ook vir ons daar vir die aanbidding van hierdie beeld. Maar waarvan ek hou en wat ek gewonder het, hoe rooi Nebukadnesar in sy gesig geraak het, kry ons in Daniël hoofstuk 3 vers 17 en 18. Ja, dit is nou die antwoord op wat Sadrag, Mesach en Abednego vir hom gee. As onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Dis nou baie interessante dinge wat hulle hier sê, en ek neem aan, ons lees dit dalk so, en baie keer, miskien is dit dalk ek, dat ek so 'n mate van arrogansie lees in hierdie woorde, maar dit mag net ek wees, maar ek glo hulle was baie respekvol teenoor die koning. Maar dis baie interessant. Hulle antwoord hom, in vers 16, miskien moet ek daai gedeelte in my Bybel net bylees, dit sê, ons ag dit nie nodig, om u hierop 'n antwoord te gee nie. Jy staan voor die koning, en jy sê, ons het nie nodig om jou 'n antwoord te gee nie. Nou op daai stadium, as ek Nebukadnesar was, dan sou my gelaat klaar nie meer gelyk het, soos wat hy nou lyk nie. En dan sê hulle daar, as onze God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Hy sê, in staat is om ons te verlos. Met ander woorde, as 'n mate van vertroue op die Here, dat hy hulle uit hierdie situasie kan verlos. Maar hier kom die geloof en vertroue in die Here. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Met ander woorde, hulle sê hier, as die Here ons verlos, is ons 100% daarmee. As hy ons nie verlos nie, gaan ons hom nog steeds aanbid. En hier kom die situasie in wat ek wil amper sê, waar ons dalk maklik in situasies inkom in ons daaglikse lewe en bestaan. Hoe kom dit na ons toe? Dat ons maklike kompromie aangaan. Om net te sê, ag maar, weet jy wat, en die woorde wat ons altyd gebruik, maar die Here sal verstaan. Ja, ek wil nogal vir jou gesê het, ek dink dis 'n vraag wat ons baie versigtig moet antwoord. Jy weet, dit is baie maklik om nou hierdie verhaal uit my Bybel uit te lees en verskriklik trots te wees op Sadrag, Mesach en Abednego en te sê, "Sjoe, weet jy, ek gaan vir my geloof ook so staan."
Dis baie maklik, wil ek amper sê, ek wil gebruik die woord maklik, die term baie versigtig, om te sê ek sal vir die Here sterf. Maar hoeveel van ons is bereid om vir die Here te leef? Ja, en dis wat inkom, die Here verwag nie van ons om vir hom te sterf nie, hy het vir ons gesterf, hy verwag vir ons om vir hom te leef en 'n standpunt in te neem wanneer ons dit moet doen. Kan ek so ver gaan om te sê, as Sadrag, Mesach en Abednego nie al voor die tyd 'n lewenswandel met die Here gehad het, wat getuig het van wie hulle dien nie, En vertroue in hom gehad het en nie. reeds vertroue in God gebou het nie, sou hulle nie voor Nebukadnesar kon staan in die oomblik wat hulle moes, waar die dood hulle in die gesig gestaar het en getrou gebly het aan die Here nie. Jy kan nie in jou kop sit en sê, eendag as ek moet sterf vir die Here, sal ek sterf vir hom. Maar ek is nie bereid om nou vir hom te leef nie. Om getrou te bly aan wat hy vir my vra in die huidige nie. Want jy het 'n interessante ding nou genoem, jy het gesê, wat se kompromie gaan ons aan, of ons het soms daai woorde van, ag, maar die Here sal verstaan. Ek onthou, baie jare terug het iemand in ons 'n situasie gesit, waar 'n persoon met 'n sonde besig was, ek gaan dit nou nie op die naam noem nie, en jy die persoon aangespreek, en hierdie persoon het gesê, ja, maar ek kan nie op hierdie stadium anders nie, en weet jy wat, die Here sal verstaan. En jou antwoord aan die persoon was, wie wat die Here verstaan, en wat jy dink hy verstaan, is twee baie groot verskillende. Want wat die Here van jou verstaan is, Here, ek vertrou U nie goed genoeg nie. Ek vertrou U nie dat U vir my sal lei en vir my sal voorsien in alles wat ek mee besig is nie. Ek moet dit op 'n skelm manier doen, want anders gaan ek nie oorleef nie. Of ek moet dit op my manier doen, nie op die manier hoe U sê nie. Ja, die Here se plan is goed, maar in hierdie situasie gaan ek maar my eie plan volg. Ja, kan ek so ver gaan om te sê, en ek gaan dit terugvat na die basiese beginsels van die 10 gebooie. Wie as jy nie weet wat die beginsels van die Here is nie, gaan terug na die 10 gebooie toe, hy maak dit baie eenvoudig. Al 10 gebooie staan nog altyd vandag, nie waar nie. So, die Here gaan nie vir jou as 'n individu 'n spesiale uitsondering maak. Ja. Op een van die 10 gebooie nie, of op wat hy beskou as sonde en nie reg nie. En dit het Sadrag, Mesach en Abednego verstaan, en hulle hele lewe daarvolgens gelei, sodat toe die eindtyd oomblik kom, waar hulle lewe in die balans gehang het, kon hulle bly staan, omdat hulle geloof nie gewankel het nie. Jou geloof sal nie staan as jy nie geleef het vir die Here voor die Met tyd. ander woorde, hulle het al voor die tyd, seker in die kleiner dingetjies, het hulle besluite geneem, dat wanneer die groot probleme kom, dat hulle al in 'n gewoonte was, as ek dit so kan stel, om vir die Here te kan kies. Met ander woorde, ons moet ook in die klein dingetjies moet ons oefen, om by die Here te bly, want wanneer die groot uitdagende besluite gaan kom, dan sal dit vir ons makliker wees om uit gewoonte uit die Here te vertrou, dat hy ons daardeur sal lei. So nou moet ons gaan kyk, hierdie was nou 'n stukkie geskiedenis wat vir ons opgeteken het in die Ou Testament. So kom ons gaan dan weer, want onthou, hulle was verwag om die beeld te aanbid, en julle gaan die raakpunte nou raak sien as ons nou lees in die Nuwe Testament, Ja. van jy word gesê, jy moet hierdie beeld aanbid. As jy nie hierdie beeld aanbid nie, gaan jy in die vuuroond gegooi word, Jy gaan en jou sterf. lewe gaan vernietig word, Ja. omdat ek so besluit is. Dis 'n doodstreigement wat jy En ontvang. daar word 'n tweede kans gegee, dat jy geroep word, dat as hierdie goed nou weer speel, dan moet jy, ek gee jou 'n kans, om weer die verkeerde te besluit, sodat jy nie gaan brand nie. So daar's al hierdie dinge wat besig is om plaas te vind. So kom ons gaan kyk, Openbaring hoofstuk 13, dan lees ons daar 'n paar gedeeltetjies saam, en vanaf vers 11. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees, en die son vir 'n tyd lank nie sien nie, en onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval. Nee, jy is by Handelinge, dink ek, het ek gesê Handelinge 13. Nee, ekskuus tog. Verskoon my. Openbaring hoofstuk 13. Ekskuus, Ek wou nou net sê, ek volg nie dieselfde teksverse as wat jy nou so pas Wat gelees het nie. is nou So dit dan? gebeur maar met Gee ons so ook kans. hier ook, dat ons een ding sê,
of een teksvers sê, maar jy by ander teksverse moet uitkom. So verskoon tog. Okay, Openbaring 13 vanaf vers 11. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees So is. hier sien ons, daar is gepraat daarvan, maar daar kom, ek sal sorg dat julle aanbid. En dit is wat Nebukadneser ook wou gehad het, nie? Okay. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is vir hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier die beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot, die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoowe gegee word, sodat niemand kan koop en verkoop nie, behalwe hy wat die merk van die naam van die dier en die getal van sy naam het. Hier kom wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is 'n getal van 'n mens en sy getal is 666. So hier sien ons dat daar gaan Dit weer baie soos eens die storie wat ons nou net gelees het. So hier gaan weer eens kom ons sê 'n moondheid opstaan. Leierskap gaan opstaan wat gaan verwag dat sê dat 'n beeld aanbid moet word. Nou, hier kom my vraag. Gaan ons dieselfde sê as Sadrag, Mesach en Abednego? Gaan ons sê, ons staan by die Here en ons sal nie buig voor hierdie beeld nie. Ons gaan bly by die woord van God wat die Here vir ons gegee het en dat ons daarby en daarin sal bly. So daar's die ooreenkomste. So kom ons gaan gou-gou, dan lees ons net hoofstuk 14. Openbaring hoofstuk 14 vers 9 en ons weet vanaf vers 6 kry ons dis die 3 engele boodskap, nê? So vers 9 sê vir ons en die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid. Okay, ons praat nou van die dier en die beeld wat in die vorige hoofstuk van gelees is. As iemand hom aanbid en 'n merk op sy voorhoof en op sy hand ontvang. Dit is wat nou in die vorige ene hulle wil hê jy moet dit ontvang. Sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. So met ander woorde, daai tyd moet jy nie aanbid nie. Right, so as jy nou weer hom gaan aanbid, wat gaan nou met jou gebeur? Daar kom die ooreenkoms ook in van jy sou in die vuur gegooi word. Wat sê hierdie ene? As jy dan hierdie dier aan beeld aanbid, dan sal jy daarin gegooi word. Nebukadneser het gesê, as jy hom nie aanbid nie, gaan jy daarin gegooi word. Ja, ek dink ons moet dit verstaan wat die profesie vir ons hier wil sê. In Daniël se tyd het Nebukadneser wat Satan voorstel, probeer om 'n vals godsdienst te bring wat die mense sou verlei. En hy het God se mense met die dood gedreig as hulle nie sy vals godsdienst aanbid nie. Kom ons vat dit nou in Openbaring net van die ander kant af. Die Here kom en hy sê, in vers 13 sê hy, jy moet dit ook doen, né? Ja, maar jy gaan weer daai stelsel hê van 'n vals godsdienst wat vir jou gebring word, wat wil hê jy moet hulle aanbid, en as jy hulle nie aanbid nie, dan gaan jy baie moeilikheid op hierdie aarde hê, sover dat hy sê jy sal nie eens kan koop en verkoop ensovoorts nie. Maar nou in Openbaring 14 sien ons dit uit die oogpunt van die Here uit, waar die Here sê, onthou nou een ding baie mooi, ek verwag van jou om getrou te bly. Ja. Indien jy val hiervoor dat jy die beeld aanbid van die Satan, met ander woorde die wegvolg van hierdie valse godsdienst, wat op die ou einde van die dag jou van my afrokkel, jy gee jou vir die valse godsdienst oor, dan moet jy verstaan dat ek 'n grimmigheid het. Ja.
Jy weet, ons kyk soms verby die konsep van wat die Here van ons verwag om getrou te bly. aan hom. En dit is wat die profeseë vir ons so mooi maak, dat die grimmigheid van die Here teen diegene sal wees wat wel hierdie vals godsdienststroom wil volg en wat soos jy gesê het kompromie maak. Ag, maar die Here sal verstaan. Ag, maar ek moet kan koop en verkoop. Ag, maar ek moet my lewe kan lei. Ag, maar ek moet werk kan hê. En wat nie hulle vertroue in die Here God plaas sit nie. Daardie skielik word daar, ek wil sê doodstryggement, 'n verdoemenis voorspel vir diegene, 'n oordeel voorspel vir diegene wat nie getrou bly in die Met Here. ander woorde, luister, weet nou net, onthou, maar dit is ook daai selfe ooreenkoms wat van daai kant af kom wat ons nou hierdie kant raak lees. Net nou soos jy gesê het van die ander kant af. Kan ek hom net terugtrek na ons teks, ons openingsteks toe. Onthou ons heel openingsteks het gesê ek het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hierdie Van liefde, grimmigheid van van die krag, Here, van selfbeheersing. die grimmigheid van die Here, die woede van die Here, die oordeel wat sal kom, is nie veronderstel om jou en my bang te maak dat ons hom dien uit vrees uit nie. Dis veronderstel om vir ons te laat besef dat daar geen oordeel is vir diegene wat getrou bly aan hom. Ja. So kom ons lees net gou 'n bietjie verder. Vers 11 gee vir ons agtergrond, maar ons wil eintlik by vers 12 uitkom. En die rook van hulle pyniging, dis nou nadat hulle nou in die vuur en die swaal voor die heilige engele en voor die lam ingegooi is en gepynig word, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. So dis baie duidelik, word hier uitgesit. Dit is die wat nou teen die Here gaan besluit, die wat hierdie die beeld gaan aanbid. Nou weer eens, vat ons die hele storie en ons bring die storie terug na Sadrag, Mesach en Abednego toe, vals aanbidding, want dit is waaroor die hele skrif gaan. Dit gaan oor aanbidding. Alles wat ons doen, gaan oor aanbidding. Dien ons die Here, vertrou ons die Here of nie. Vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Met ander woorde, daar draai hom om, né? Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En hier kom dit neer van, met ander woorde, ons moet nog steeds bly, ons moet die geloof in Jesus bewaar, ons moet geloof in hom hê, en dit wat hy vir ons gedoen het in verlossing, en laat hy vir ons al ons sondes betaal het op die kruis van Golgotha. Maar ons moet ook sy geloof hê, soos wat hy geloof gehad het, om in sy Vader te glo. En dan moet ons net bly, ons moet die geloof hê, om by sy gebooie te bly, en sy gebooie te bewaar. Al 10. Nie net 9 nie, nie net 8 nie, nie net 6 nie, ons moet hulle almal by bly. En dan weet ons ook, as ons nou verder gaan, kom ons kyk vinnig na die volgende gedeelte, Openbaring 16, vers 2, as nog so 2 teksversies wat ek daaruit wil lees, net om alles saam te vat, 16 vers 2. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehaat het en sy beeld aanbid het. Met ander woorde, daai is nou 'n verdere verwysing vir ons van die wat nou gekies het om teen die Here te kies, om vals aanbidding deur te trek. Met ander woorde, dis net vir ons nog 'n beskrywing van hierso gaan hulle gepynig word. Hier kry hulle nou 'n verdere oordeel, as ek dit nou so sê. Met ander woorde, moet ons nou mooi begin dink. Is dit die moeite werd om die kompromie aan te gaan? Of moet ons eerder by die Here bly? Daar's 'n waarheid wat ons moet besef in die storie van Sadrag, Mesach en Abednego. Die hele volk het bymekaar gekom vir hierdie ritueel. Dit het al die Israeliete ingesluit. Wat in Babel was. Wat in Babel was, wat as gevangenes soontoe gelei is. Van almal van hulle Is daar net 3 wat gestaan? was daar 3 wat gestaan het. Net 3 wat nog hulle geloof in die Here bewaar het en gesê het, ons sal voor hierdie beeld sal ons nie. Nie buig nie. Ja, so met Dis 'n ander woorde, hartseer waarheid wat ja, met ander woorde, wat jy nou daar vir ons uitbring is, tussen al hierdie volke wat daar was, wat op die dal van Dira was dit nie net 3 Jode nie. nee. Daar was baie meer, want as ons Daniël 1 lees, dan sien ons baie van hulle is weggevoer, en daar's baie van hulle wat daar is, en wat dan ook in daai posisies was. So met ander woorde, daar was baie ander gewees. Kom ons trek dit nou deur. Hulle was dan die gelowiges in God. Hoeveel van ons gaan in die kerk staan, en nie net in die kerk nie, maar sê ons is gelowiges, maar ons gaan nog steeds daai kompromie aangaan.
Ja. En ek dink dit is waar dit vir ons uitkom wat ons daai moet besef. Kom ons kyk net gou-gou. Ek dink dis hoofstuk 19 vers 20 gee net vir ons net nog 'n verdere beskrywing daarvan. 19 vers Vers 20. 20. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hulle verlei het wat die merk die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel en met swaal gebrand. Met ander woorde, hier kom die uiteinde nou weer. Met ander woorde, hulle wat teen die Here gekies is, nê? Die wat die leiding gevat het om die ander te mislei, word ook daarin gegooi. Ja. Right? So, en dan ewe skielik as ons kom by 20 vers 4, dan sê dit vir ons, en ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus die 1000 jaar lank. Nou hier eindig hy hom en hy bring weer 'n kontras in. Die ander wat nou gesterf het, wat in die poel van vuur gegooi is, en die wat hom gevolg het, hulle het as konings geregeer op die einde van die dag. Wat het gebeur met Sadrag, Mesach en Abednego? Is hulle in die vuur gegooi? Nee, die Here het vir hulle deurgekom. Hier kom dit omdat Hulle is in die vuur gegooi, maar hulle het nie gesterf ja, daar. ja, en die Here het vir hulle deurgekom, so hulle het deur die vuur gegaan, maar hulle leef nog. En hulle is toe weer ook opgehef deur die koning. Hier kom ons en sê, die wat getrou bly in die Here, en dit is wat 20 vers 4 vir ons sê, hulle sal ook opgehef word, as jy by die Here bly. Maak nie saak wat na jou kant toe kom nie. So weer eens, by ons teksvers van Timoteus, kom ons sorg dat ons nie 'n gees van vreesagtigheid het nie, maar dat ons liefde het teenoor God, dat ons hom kan vertrou en dat ons daai selfdissipline sal hê om hom te volg. Al is dit selfs in die moeilike tye. Ja. Ek dink wat vir ons moet besef is, dis nie te sê dat ek en jy nie deur die vuur sal gaan nie. Nee. Nee, en wanneer daardie moeilike tye kom, wanneer ons aangeval word vir ons geloof om staande te bly vir die Here, daar mag dalk 'n vuuroond wees. En dan mag, dit is baie keer 'n simbool van geweldige moeilikheid wat ons gaan moet leef, omdat ons bly staan vir die Here. En ek kom net weer terug na dit wat ek gesê het, onthou een ding, as jy nie bereid is om te leef vir die Here nie, sal jy, wanneer die nood druk en die oomblik kom, sal jy ook nie bly staan vir hom nie. Ja. Daar is nie so iets, dat jy kan bly staan in die tyd van die einde, as jy jou hele lewe deur kompromieë aangegaan het met die duiwelse kant nie. Ja. Dit gaan nie werk nie. Ja, met ander woorde, staan nou by die Here, want wanneer die moeilike tye kom, sal dit makliker vir jou wees. So kom ons gaan kyk 'n bietjie, nou net na 'n ander gedeelte in Handelinge hoofstuk 12, vanaf vers 1 tot 17, ons hoef nie al die gedeeltes te lees daar nie. Ekskuus tog. Maar dit kom daar vir ons op neer, dat dit was, Petrus was in die gevangenis gegooi. En hy was op die punt om ter dood veroordeel te word. So kom ons lees daar 'n paar gedeeltes, miskien kan ons daar by vers 1 begin. Handelinge 11, Handelinge 12, vers 12, 1. ja, vers En omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen, en hy het Jakobus die broer van Johannes met die swaard omgebring. En toe hulle sien dat die Jode welgevallig was, het hy verder ook vir Petrus in hegtenis geneem, en dit was in die dae van die ongesuurde brode. Baie snaaks, nee, dieselfde tyd ongesuurde brode, en Christus was ook op die Pasga, ongesuurde brode, was hy ook gekruisig, nee? En toe het hy hom gegryp en hy het hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van die 4 soldate om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. Met ander woorde, 16 wagte. Dis 4 wagte van 4 soldate elk. 16 wagte om 1 man op te pas. Ja, maar onthou, hulle het nou net
'n rukkie terug vir Jesus gehad wat uit die dood uit opgewek was en wat baie oproer veroorsaak het onder die volk. Hulle wil nie nou weer in dieselfde situasie sit nie. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En toe Herodes hom wou voortbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap, met 2 kettinge geboei en die wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boei het van sy hande afgeval, en die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen, en verder sê vir hom, gooi jou hoofkleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet wat deur die engel plaasgevind het nie, werklikheid was, of wat die werklikheid was nie, want hy het gemeen dat hy besig is om 'n gesig te sien. En toe hy by die eerste en die tweede wag verbygaan, kom hulle by die Uisterpoort wat na die stad lei, en dit van self oop vir hulle oopgegaan, en hulle het hom buitekant gekom, en by die een straat afgegaan, en dadelik het die engel hom verlaat. En toe kom Petrus by homself, en nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het om my en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Daar is my 'n paar goed wat uitstaan in hierdie. Onthou ons praat nou oor wat kan in die tyd van die einde moontlik gebeur. Met ander woorde, hier is, en die eerste ding wat ons moet besef is, Petrus is hier vervolg omdat hy Christus verkondig. Weereens gaan dit oor aanbidding. Ja. En Herodes wil van hom ontslaa raak. Ja, ek wil tog sê, daar's vir my iets wat ons so vinnig oorlees. Want dit is net so woordswart, as jy behoor hom. Maar onthou, ons het die disippels en almal wat ons nou baie goed leer ken in die vorige boeke van die Bybel. Nou in Handelinge 12, lees ons in vers 2, Herodes het Jakobus die broer van Johannes met swaard omgebring. Dis maar asof hier twee groepe mense na verwys word. Die een klomp word gevat en sommer se muur dadelik doodgemaak. Hy was net so goeie man. Ja. Hy was net so wonderlike werker vir die Here. Ja. Hy's se muur gevat en om waar is hy's onthoof. Met ander woorde, die een is om die lewe gebring en die ander een is gered. En dit is, en ekskuus as ek so sê, en dit is deur leiding van God, en God het besluit, hierdie ene kan gaan rus, as ek dit nou so kan stel, en die ander ene het nog werk om voort te gaan. Maar albei was getrou om op die Here te vertrou. Met ander woorde, die eerste een wat jy gelees het, hy het nie, die Here het hom nie teergevat dat hy geleef het nie, maar die Here het nou vir Petrus uitgehaal. So met ander woorde, ons moet getrou bly tot die dood toe, want dan sal ons opgewek word na die laaste dag om saam met hom te kan wees. Ja. Wel, Petrus is deur die gevangenis. Dit was definitief nie 'n aangename tydjie wat hy daar gehad het nie. Maar het is my interessant dat die engel hom, lyk my 'n bietjie moes skud om hom wakker te kry. Ja, want hy het geslaap daar tussen die... Hy sê hy het hom geslaan op sy heup, en hom geskit en vir hom gesê, word wakker. So, kan ek so ver gaan om te sê, dis nou weer daardie pragtige vers waarmee ons begin het. Die Here het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van selfbeheersing en van liefde. Die Here het vir Petrus in onmoontlike omstandighede toegelaat om te wees. Maar Petrus, omdat hy so vertroue in God gehad het, het gesê, maar weet jy wat, is okay. Ja. Tot hier kan ek ook vir die Here iets beteken. Daar het hy ontspan, rustig geraak, gaan slaap die aand, was dit geketting tussen 2 soldate. Ja. En die verhaal eindig dat hy gegaan het na sy mense toe. En hier is heeltemal 'n ander situasie wat ons kry. Hier kom hulle bid, want daar gaan gebede op vir hom. Hulle bid vir 10-1 vrylating of op een of ander manier dat daar 'n wonderwerk plaasvind dat Petrus nie sou gedood word nie. En die volgende oomblik klop hy in die deur. Die meisie sê hy is hier buitekant. Hulle sê man, jy's van jou kop af. Maar hulle het sopas gebid. En dit gee vir ons baie keer ook daardie probleem. Ons vra die Here vir leiding, en wanneer hy dit bring, dan Dat ons so oorbluf, as die Here so groot wonderwerk verrig, ja, dan is dis amper van, dit kan nou nie waar wees nie. Maar ons moet in ons eie gebede, moet ons glo, en dat die Here ons 'n antwoord sal gee op daai gebede, om ons daardeur te kan lei. So met ander woorde, dis vir ons baie belangrik dat ons hierdie dinge weet, en waar dit vir ons op neerkom, wat ons moet besef is, dat
soos wat hulle vir Christus wou vervolg het. Onthou, hoekom wou die Jode van Christus ontslaa raak? Omdat hy mense gesond gemaak het. Nee, nie eintlik nie. Dit was vir 2 redes, nie? Want hy het hom gelyk gestel aan die Allerhoogste. Dis die eerste ding. Hy het gesê, hy is die seun van God. En die tweede ding wat hy gedoen het is, hy het mense op die Sabbat genees en hulle wou hom gestenig het en om die lewe gebring het, omdat hy volgens hulle die Sabbatsgebod oortree het. Kan ek een verder gaan? Die grootste rede hoekom hulle Christus van ontslaa raak, is omdat hy hulle vals godsdienst geopenbaar het. Ja. Want op die einde van die dag, of ons dit nou wil weet of nie, daar kan vals konsepte binne in die kerk wees, wat deur mense daar wette van mense. Ja. Die Bybel praat van wette van mense, en julle is meer gehoorsaam aan wette van mense, en nie die wette van God nie. Met ander woorde, dis mense wat in die Joodse volk was, wat die woord gelees het, maar hulle het hulle eie wette, saamgeflaanste wette gemaak, en al daardie wette was tot voordeel van hulle self. En Christus kom en hy openbaar al hierdie valsheid van hulle godsdiens, en dit is wat hulle so woedend kwaad gemaak het vir hom. En dis hoekom hulle van hom ontslae geraak het. Nou die situasie is, hulle het gedog as hulle van Christus ontslae raak, sal hierdie hele Christendom op tot 'n einde kom, maar nou groei dit net. So nou vang hulle die leiers en hulle raak van hulle probeer van hulle ontslae raak om hierdie ware godsdiens te onderdruk. So dit moet ons onthou, as ek en jy staan vir wat is reg, vir die godsdiens van die Here, nie vir die wette van mense nie. Ja. Nee, dan gaan ek en jy 'n bietjie moeilikheid optel, selfs, versigtig wees, selfs by diegene wat sê hulle glo soos ons, maar hulle het hulle eie saamgevlaanste godsdiens. Ja. So met ander woorde, ons moet seker maak dat ons, soos wat ons vroeër gelees het, dat ons die heilige sal wees, wat die gebooie van Jesus bewaar, die gebooie bewaar en geloof in hom het. Met ander woorde, ons moet bly by die Here, want daar gaan versoekings kom. En daar gaan, as ons nou mooi kyk, volgens die een verhaal geskiedenis wat ons gelees het en die ander ene wat ons kyk, dat daar 'n beeld gaan opgerig word, wat gaan oor aanbidding. En dat ons oë moet oop wees, dat ons daardie beeld sal raak sien. En daardie beeld beteken nie, dit gaan 'n letterlike beeld wees nie. Standbeeld wees maar dit kan iets wees wat ons gaan aandui dat ons nie meer God kan aanbid nie. En God het vir ons gesê, julle moet die Skepper God aanbid. As ons Openbaring hoofstuk 14 net vinnig lees en ons kom aan by vers 7. Onthou, dit is die eerste Engelse boodskap wat hy gee. Dan sê dit daar vir ons, en hy het met die groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Met ander woorde, hier sien ons moet hom aanbid, wat geskep het. Nou, as ons gaan na Exodus hoofstuk 20 toe, en julle weet klaar waartoe ek gaan, en dit is na die 10 gebooie toe, en ons lees daardeur, dan is daar 'n aspek in die 10 gebooie wat ons ook lees van die Skepper God wat ons moet aanbid. En dit gee vir ons 'n aanduiding dat ons by die gebooie van God moet bly, en nie die beeld wat opgebou gaan word deur die dier, dat ons hom aanbid in sy beeld nie, maar by God sal bly. Ek het 'n halwe vraag om te vra. Jy weet, daar is soveel mense wat sê die 10 gebooie van die Here het verval, jy hoef dit nie meer te hou nie, dis aan die kruis genaal, dit is nie meer van toepassing nie. Ek vra altyd die vraag, nou watter een hoef ek nou nie meer te hou nie? Want jy weet, dit is interessant, ons het nog steeds daai houding van, jy vat nie my man nie, of jy vat nie my vrou nie, jy lieg nie vir my nie, jy begeer nie my goed nie. Kinders moet hulle gedra en hulle ouers respekteer. Ons het En jy moet nie die Here se naam uitelik gebruik nie. En jy moet ook nie voor afgode aanbid nie, want dit is sleg. Jy moet nie dit doen nie. Almal van ons het hierdie basiese riglyne in ons lewe en ons gaan haal dit uit die 10 gebooie uit.
So die vraag bly op die ou einde van die dag, as jy sê die 10 gebooie bestaan nie meer nie, is nie meer van toepassing op ons nie, watter een wil jy weggooi? Of is daar net, omdat daar een is wat jy nie mee saamstem nie, dat jy daai stelling maak. So ons moet versigtig wees dat ons nie op die ou einde van die dag ook ons eie saamgevlaanste godsdiens het nie, omdat ons op sekere goed wat die Here vir ons voorgeskryf het, nie gehoorsaam wil wees nie. Here, ek is bereid om u uit 9 van die 10 uit gehoorsaam te wees. Here, ek is bereid om vir u uit 8 van die 10 uit gehoorsaam te wees. Ek is moeg vir hierdie vrou, ek gaan vir haar ontslaa raak, ek wil 'n nuwe ene hê. So vir 'n rukkie, Here, gaan ek nou nie worry oor daai gebod nie. Verstaan, nou kom ons op die punt van, ag, maar die Here sal verstaan. Nee? En ons gaan daai kompromieë aan. En net so met so vinnig saam te trek, soos jy sê, van hierdie ene en van daai ene. So kom ons raak nou maar daaraan, die enigste ene in die 10 gebooie wat vir ons verwys na die Skepper God, die ene wat hemel en aarde geskaap het, is die 4de gebod. En daar gaan 'n beeld opgerig word, want hierdie is God se seël, wat hy vir ons saamgestel het, want sê, aanbid my op die Sabbat, want dit is soos wat ek het wil hê, want ek het die hemel en die aarde in 6 dae geskape, en ek het op die 7de dag gerus. Baie mense sê, nee, ons het nie meer nodig om die Sabbat te onthou nie, ons weet nie watter dag is dit en wat is hierdie nie, en ons moet ophou om kompromieë aan te gaan en iets anders in te lees, soos jy nou gesê het, wette van mense, verordeninge van mense te onderhou, maar by God te bly, soos Sadrag, Mesach en Abednego. Want ons het gesien in Openbaring, hulle sal as konings regeer, saam met die Here. En dit is wat u en ek wil doen. So met ander woorde, wanneer ons sien dat dinge gebeur in die wêreld en dinge raak al hoe slegter in die wêreld en ons sien dat die koms van die Here nader kom, moenie vreesagtig wees nie, maar laat dit eerder jou geloof verder versterk. Renate, het was goed om weer eens saam met jou in die ateljee te wees. Wil jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u vir ons vandag weer eens daaraan herinner het, dat verhale in die Bybel soos van Sadrag, Mesach en Abednego en selfs van Petrus wat in die tronk was, dat al hierdie dinge 'n herinnering is dat u in beheer is van hierdie wêreld. Dat daar 'n ander mag is wat graag ons godsdiens wil afwater en ons vertroue in u wil steel. Here, mag ons nie val vir die slinkse aanslae van die duiwel nie. Mag ons staande bly en u dien omdat u God is. Nie omdat ons gered wil word nie, maar omdat ons soveel respek en eerbied het vir u as die opperheer. Ons aanbid u as ons heiland en ons verlosser en ons erken, Here, vandag dat in u naam is daar verlossing en in u naam alleen. Herinner ons elke dag daaraan. Amen. Amen.